Ons het 2 weke terug begin, ons het gefokus op Esegiel 47 vers 1 tot 6. Ons het saam met Esegiel in hierdie visioen oor die toekoms geloop. Ons het gekyk hoe die water van die tempel af vloei. Die water was eers enkel diep, en toe was dit heup diep, nie diep, ekskuus, was dit heup diep, en toe was dit so diep, dat hy moes swem. En ons het mekaar die vraag gevra, hoe diep is die water in jou lewe? Hoe ernstig is jy oor jou verhouding met God? En hoeveel van jou lewe word deur God beheer? Is jou verhouding met die Here vir jou 'n plek waar dit net enkel diep is? Waar ag, God bestaan, maar ek gaan so af en toe kerk toe, maar dis vir my genoeg. Of is God die een wat beheer het oor jou hele lewe? Elke deeltjie daarvan. Ons het afgesluit met die vraag wat die engel vir Esegiel vra in Esegiel 47 vers 6. Sien jy dit, mensekind? Sien jy wat God besig is om in jou lewe te doen? Sien jy die rivier wat al dieper word? Sien jy dat God se genade groter is as jou sonde? Sien jy dat die Here jou roep om dieper te leef? Om jou hele lewe aan hom oor te gee. In vandag se gedeelte, nadat die engel vir Esegiel hierdie vraag vra, sien jy dit, mensekind? En Esegiel is nou in hierdie diep water, waarin hy nie kan loop nie, hy moet swem. Dan vat die engel hom uit die water uit, en sit hom op die wal van die rivier, die oewer. Want daar's nog ietsie wat Esegiel moet sien. Hy moet sien hoe diep die water geword het, ja, maar hy moet ook sien waarheen hierdie water op pad is. Waarheen vloei hierdie water? En wat gebeur met hierdie water wat uit die tempel uitkom, daar waar dit uiteindelik beland? So eers vat die Here om deur hierdie verskillende dieptes, en die Here vra vir ons, hoe diep is hierdie water in jou lewe? Hoe belangrik is die Here vir jou? Maar dan vat hy Esegiel uit die water uit. En hy sê, ek wil hê jy moet nou kyk, waantoe is hierdie water op pad? Daarom ons tema, waarheen vloei die water? Ons kan nie stop by hoe diep dit is nie. Hierdie is belangrik. Dit is belangrik om raak te sien, hoekom die water al hoe dieper word. Hoekom vra die Here vir jou en vir my om so ernstig te wees oor ons verhouding met hom? Hoekom? God roep jou nie net dieper sodat jy 'n mooi geestelike ervaring kan hê nie. Die Here roep jou nie net dieper sodat jy meer van hom kan weet, meer kan voel, meer kan ontvang nie. Die Here vra nie vandag vir jou, wees ernstig oor jou verhouding met God, omdat dit net oor jou gaan. Hierdie diep water, 'n geestelike lewe wat deur God beheer word, het 'n bestemming, is ergensheen op pad. Verlede week die vraag, hoe diep is die water in jou lewe? Vandag, waarheen vloei die water deur jou lewe? En dalk ietsie om hierdie vraag te verstaan vanoggend, wil ek jou vertel van een van die 7 natuurwonders van Afrika. In 2014 is hierdie natuurwonder geklassifiseer as een van UNESCO se wêrelderfenisgebiede. Hierdie is die Okavango Delta in Botswana. Kan ek gou sien enigeen van julle wat al ooit daar was? Steek gou julle hand op. Ek is baie jaloers, nee. As jy nog nooit daar was nie, dan sit jy dit nou op jou bucket list om soontoe te gaan. En dalk is een van julle oulik genoeg om te sê julle wil gaan vir ons 'n toer reël om daartoe te gaan.
Maar is regtig een van die goed vir my wat beskryf hoe ongelooflik die Here eintlik is. So hoog bo in Angola begin daar 'n rivier. En hierdie rivier vloei 1600 kilometer ver. Van Angola af, deur Namibië, tot uiteindelik in Botswana. Maar hierdie rivier het iets wat hom baie, baie uniek maak. Die meeste van julle weet, dat die meeste riviere in die wêreld vloei uiteindelik in die see in. Hierdie is een van die enigste riviere wat nooit by die see uitkom. Erger as dit, is dit een van die enigste riviere wat wegdraai van die see af. En raai wat, reguit in die Kalahari invloei. En daar, in die middel van een van die droogste plekke in Afrika, vloei hierdie rivier. Hierdie rivier loop letterlik dood in die woestyn. Dan kan jy dink, dis nogal 'n mors van goeie water, né? 'n rivier vol kosbare water wat in die woestyn inloop en doodloop. Maar dis presies in die dorre Kalahari waar jy vandag die Okavango Delta kry. Hier is die grootste bevolking van olifante op aarde. Daar's leeu's, seekoeie, buffels, honderde voëlsoorte en visse in die middel van die woestyn. En omdat dit juis so onbeskryflike natuurwonder is dit as 'n wêrelderfenisgebied verklaar. Een van die plekke op aarde wat die meeste lewe het, is een van die droogste, mees dooie plekke. En dit alles oor een rede. Daar's 'n rivier wat vloei na die plek toe waar dit dood is. Kan ek dit weer sê, daar's 'n rivier wat vloei na 'n plek toe waar dit dood is. Kyk dalk gou hierdie kort video saam met my. And I discovered the Okavango Delta. I think I'd been searching for it my entire life and knew the instant when I found it. It was the vastness, this incredible, unending wilderness, connected by crossings, lagoons, channels. This unending maze, flooding to as much as 22,000 square kilometers. Making it visible from space. You see, surrounding the Okavango Delta is the Kalahari Desert. The delta is an oasis of fresh water in the middle of one of the driest places on Earth. The wildlife populations are the largest in Africa. It has the largest population of elephants remaining on the planet. Little bee eaters. I saw what the world used to be without us.
lewe in 'n plek wat dood is, omdat 'n rivier vloei. En dis amper iets hiervan wat die Here vir ons wil wys in vandag se gedeelte. Die engel vat vir Jesegiel na die oewer van hierdie rivier wat uit die tempel uitvloei. En dan vra hy vir hom daardie vraag: sien jy dit, mensekind? Sien jy wat gebeur met hierdie water? Sien jy waarheen vloei die water, waarheen is dit op pad? En die vraag wat ek vandag vir jou wil vra: waarheen vloei hierdie water in jou lewe? As jy jou Bybel het, kan jy saam met my oopmaak by Jesegiel 47. Ons gaan vers 1 lees en dan vers 5 tot vers 10. Jesegiel 47 vers 1 sê: kyk, die water het onder die drempel van die tempel uitgestroom. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant suid van die altaar afgevloei. Ja, die water het gestyg. Water waarin 'n mens kon swem. 'n Stroom wat jy nie kon oorsteek nie. Hierdie engel het vir my gevra vir Jesegiel: sien jy dit, mensekind? Daarna het hy my weer na die stroom van die wal laat terugkeer. Toe ek weer terug is daar, kyk, toe is daar op die stroom se walle 'n groot aantal bome aan albei kante. Toe sê die man vir my: hierdie water vloei weg na die oostelike streek. En dan loop dit af na die Araba en kom by die dooie see uit. In die see waar dit uitvloei, word die water vars. Daar sal allerhande lewende wesens wees wat kruiel. Oral waar hierdie stroom kom, sal hulle lewe. En daar sal groot hoeveelhede vis wees. Want waar hierdie water kom, sal soutwater weer vars word. Alles sal leef waar die stroom kom. En daar sal vissers staan, van Engedi tot by Eleglaim, en daar sal droogmaakplekke wees vir sleepnette. Daar sal geweldig baie soorte vis wees, net soos die vis in die Groot See. Tot sover. Jesegiel 47 vers 3, en ons lees dit weer in vers 8, sê toe hulle van die tempel af wegstap. Die engel loop saam met Jesegiel, dis belangrik, weg van die tempel af. Elke keer as hy sy maatlyn uithaal, is hulle 500 meter verder van die tempel af, en nog verder van die tempel af, en al hoe meer vloei die water, hierdie rivier, weg van die tempel. Jy moet mooi verstaan, hierdie water het nie opgeborrel in die voorhof van die tempel nie. Hierdie water was nie 'n bron vir die priesters om maar net heeldag na te kyk nie. Die water het nie een oomblik by tempel gebly nie. Dit het weggevloei. Weg van die tempel af. Dit sê Jesegiel 47 vers 8, hierdie water loop weg na die streek oos toe, af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Die water wat uit God se teenwoordigheid vloei, vloei nie na mooi groen tuine toe nie. Die water wat wegvloei van die tempel af, gaan nie na die mooiste plekke toe nie. Ons lees hier die rivier wat vloei uit God se teenwoordigheid, gaan na een van die ander mees dooie plekke op aarde. Wanneer die water in die dooie see inloop, die plek waar niks leef nie, dis waantoe hierdie water uit die tempel op pad is.
En dan is dit maar hierdie ongelooflike versie in die Bybel. Esegiel 47 vers 9 wat sê, alles leef waar hierdie stroom kom. Die message is mooi, dit sê, wherever the river flows, life will flourish. Where the river flows, life abounds. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Jy sien hierdie water uit God se teenwoordigheid, hierdie water waarin ek en jy kan deel hê, is veronderstel om te vloei sodat daar lewe kan wees. Jy moet mooi hoor, die tempel is die bron van die water, maar dis nie die bestemming nie. God se teenwoordigheid, vriende, is nie 'n dam wat ek en jy moet opgaar nie. Dis 'n rivier wat moet vloei na dooie plekke toe. Net soos die Okavango Delta. Wat vloei in die woestyne. Net soos hierdie rivier uit God se teenwoordigheid na die dooie see toe gaan waar alles lewe kry. En ongelukkig is die realiteit. Ek en jy wil liewer by die tempel bly. Ons wil liewer by die bron bly, daar waar dit gemaklik is en veilig is. Matteus 17 lees ons dat Jesus saam met Petrus en 2 ander disippels na die berg van verheerliking toe gaan. En daar gebeur iets wat Petrus se lewe sal verander. Op hierdie berg verander Jesus se gesig in lig. Skyn soos die son. Petrus en hierdie 2 disippels beleef Jesus se heerlikheid soos nog nooit tevore nie. Hulle sien Moses en Elia by Jesus staan. En ek dink dit is een van die grootste geestelike oomblikke in Petrus se hele lewe. En weet jy wat is die eerste ding wat ou Petrus doen? Matteus 17 vers 4 sê, Here, dis goed dat ons hier is. Ek sal hier 3 hutte bou. Hoorie wat sê Petrus eintlik? Hy sê, Here, kom ons bly net hier. Kom ons bly by die tempel. Kom ons bly by die bron. Here, hier's dit vir my lekker. Hier's ek gemaklik. Hier beleef ek die heiligheid. En ek en jy wil baie keer dieselfde doen. Ons wil dit wat ons van God beleef en ervaar vir onsself hou. Ons wil liewer op die berg bly, op die berg aanbid, naby die tempel, in enkel diep water, want dis waar ons gemaklik is. Ons wil nie uit ons gemaksone beweeg nie. Ons soek nie die Kalahari nie. Petrus sê, Here, hier wil ek 3 hutte bou. Ek wil hê ons moet hier bly. En dan doen God iets ongelooflik. Die Vader kom in 'n wolk. Dan praat hy met Petrus. Hy antwoord hom nie of hy hutte moet bou nie. God antwoord net dit. Hy sê, dit is my geliefde seun. Luister na hom. God onderbreek so 'n bietjie Petrus se bouplanne. Hy antwoord hom nie oor die hitte nie. Al wat toe gebeur, as ons verder lees in Matteus 17, is hulle klim van die berg af, Jesus en hierdie 3 disippels klim van die berg af. En dan onder as hulle in die vallei kom, is daar 'n desperate pa wat swaar kry. Want sy seun is besig om te ly. Die pa kom by Jesus en sê, my kind val in vuur
En dan val hy in water. En die disippels kon hom nie help. Terwyl Petrus saam met God op hierdie berg hierdie heilige oomblik beleef, is daar 'n pa in 'n vallei wat bitter swaar kry. En Jesus loop na daai pa toe. Want die berg lei eintlik net na die vallei toe. Die berg was nooit die eindbestemming nie. Dis waar jy die water kry. Dis waar jy sorg dat die water diep in my eie lewe is. Maar dan moet dit vloei. Na 'n pa en 'n seun wat water nodig het. En ons groot versoeking as kerkmense is, ons meet ons lewe aan hoe naby ons aan die tempel is. Hoe gereeld hy kerk toe gaan, hoeveel geleenthede in kampe en reekse en. Ons geestelike lewe word gebou op bergervaring na bergervaring na bergervaring en ons wonder hoekom verander die vallei rondom ons nooit nie. Want dit is vir my lekker by die tempel. Dit is lekker op die berg. Dit is nie so lekker waar dit droog en warm is. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Die tempel is nie die probleem nie. Dis die bron. Swemdiep water is 'n wonderlike plek. Om totaal van die Here afhanklik te wees en naby God te leef, is 'n onbeskryflike plek. En dis nodig. Maar dis nie waar dit kan stop nie. Die engel vat vir Jesegiel uit die water uit en sê, ek wil hê jy moet kyk. Kyk waartoe vloei die water. Dit gaan na plekke toe waar dit dood is. Die Here gaan jou vra wanneer jy al hoe nader aan hom beweeg, om na die Kalahari woestyn toe te gaan. En daardeur sy gees nuwe lewe te bring. Hierdie visioen van Jesegiel 47 praat van water wat lewe bring. Lewende water. En nou moet jou gedagtes gaan na Jesus toe. En Jesus praat gereeld van lewende water. En twee gedeeltes is die 1 Johannes 7 vers 37 tot 38 wat sê, Jesus het daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, as jy naby my wil leef, kom drink. Kom maak jou lewe vol. Met die een wat in my glo is dit soos die skrif sê, daai water waarvan jy drink, waarvan jy vol word, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hoor jy dit? Kom drink, maar laat toe dat daai water deur jou ook vloei. Dit is my eintlik ongelooflik. Ons sê dit gereeld, ons liggaam is 'n wat van die Heilige Gees? Tempel. Jesegiel 47 praat van dat die water vloei van die tempel af. Die water wat jy drink, die lewende water, moet vloei. Die message sê, anyone who thirsts, let them come to me and drink. Rivers of living water will brim and spill out of the depths of anyone who believes in me this way. The Passion say, believe in me, so that rivers of living water will burst out from within you, flowing from your innermost being. Hoor jy hierdie werkwoorde? Vloei, brim, oorloop, spill out, uitmors, burst out, om uit te bars. Nie een van hierdie woorde is berre woorde nie, is stoor op woorde nie. Al hierdie woorde praat van water wat moet
vloei, uitbars, mors, oorloop. Lewende water. Want as die water nie deur jou vloei nie, gaan jou lewe begin voel soos die dooie see. Dit word die dooie see genoem, raai hoekom, want niks daar kan lewe nie. En dis nie omdat daar nooit vars water binne in die dooie see invloei nie. Ek wil vir jou wys hoe dit lyk. Dis so 'n beeldgou van die dooie see. Kan jy sien dat daar duisende en duisende liter op 'n daaglikse basis binne in die dooie see invloei. En weet jy hoekom is die dooie see dood? Want daar's geen water wat uitvloei nie. So die water word so sout en soos water verdamp word die water net nog meer sout, want daardie water vloei nêrens heen nie. Dieselfde water is in die see van Galilea. Daar leef duisende diere. Hoekom? Want daar's water wat inkom en daar's water wat uitvloei. Die probleem gaan nie oor die water wat inkom. Die probleem is niks vloei ooit daar uit nie. Die see van Galilea floreer. Want daar vloei uit. Maar die dooie see hou alles vir homself. Een leef omdat iets deur hom vloei. Die ander een is dood omdat hy alles vir homself hou. En as jy wil sien hoe dit lyk wanneer die rivier deur jou vloei, dan vertel Jesus 'n tweede keer oor lewende water in Johannes 4. Daar's 'n vrou by 'n put in Samaria. Op die warmste tyd van die dag. Stoksiel alleen. Omdat sy almal vermy. Want sy's moeg vir hulle geskinder en gefluister. En dan ontmoet Jesus hierdie vrou. In Samaria, 'n plek wat die Jode eintlik vermy het. Johannes 4 vers 4 sê, Jesus moes deur Samaria gaan. Hoekom? Want die lewe vloei waar dit dood is. Dan praat Jesus met haar en hy sê vir haar in Johannes 4 vers 10, as jy geweet het wat God gee, hy gee vir jou hierdie water om te drink, sou jy hom gevra het. Johannes 4 vers 14 sê, maar wie van die water drink, wat ek gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Die water wat ek vir hom gee, sal 'n fontein wees, met water wat opborrel. Hoor jy dit, 'n fontein, water wat opborrel. En dan lees ons in Johannes 4 vers 28, 'n ongelooflike ding. Hierdie vrou los die waterkruik wat sy gebring het, sy los die water en sy hardloop terug na die dorp toe. Die mense wat van haar skinder en sleg praat, sy hardloop soontoe. Terug na die mense toe wat sy eintlik probeer vermy. En sy skree in Johannes 4:29, kom kyk! Hier's die man wat alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is die Christus. Die oomblik toe hierdie vrou by hierdie put lewende water kry, toe moet dit vloei. Toe moet ek uitdeel. En dan sê Johannes 4 vers 39, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van hierdie vrou se woorde. Hierdie vrou met 'n gebroke verlede, met so baie foute, bring die eerste bekeerlinge in Samaria. Nie 'n priester nie, nie eens Jesus nie. Hierdie vrou se woorde oor hom. Want toe sy lewende water kry, te besef sy ek moet dit uitdeel. Die water moet vloei na daar waar dit dood is. Alles lewe
waar hierdie stroom kom. So hoe lyk lewende water? Ek dink dit begin by gehoorsaamheid aan die Here. Wat is om vir ander mense te bid wat oor jou pad kom? Dalk is dit om finansiëel te help waar jy weet mense swaar kry. Dalk is dit iets so eenvoudig soos om vir iemand 'n drukkie te gee. Galasiërs 6 vers 2 tot 9 help my en jou om mooi te verstaan hoe lyk dit as lewende water deur ons vloei. Galasiërs 6 vers 2 sê: sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Daar vloei water. Sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle wat Christus van julle verwag. Dis sy wet dat ons mekaar moet lief hê. As julle dink dat julle te belangrik is om vir ander mense om te gee, begryp julle niks van die evangelie. Julle moenie daardie mense afskeep wat julle leer oor God se woord nie. Wees goed vir hulle, sorg vir hulle. Kom ons hou aan om goed te doen. Dit is presies wat die Here wil hê. Terwyl ons nog tyd oor het, moet ons elke geleentheid benut om goed te doen aan almal wat op ons pad kom. Alles leef waar die stroom kom. Jesaja 58 vers 10 tot 11 sê: as jy kos gee vir die wat honger is en hulle help wat verdruk word, sal jou lig skyn in die donkerte. Jou nag sal word soos helder dag. As jy hierdie goed doen, kos gee, mense help, dan sal die Here jou altyd lei. Selfs in tye van droogte sal hy voorsien in jou behoeftes. Hy sal jou gesond en sterk hou. Hoor hierso, wanneer jy gee, sal jy wees soos 'n tuin wat genoeg water kry, soos 'n fontein wat altyd aanhou vloei. Spreuke 11:25 sê: the generous man shall be prosperous and enriched. He who waters, hy wat uitdeel, will himself be watered. Vriende, dis die vreemde wiskunde van God se koninkryk. Water wat jy uitgee, maak jou nie eintlik leeg nie. Dit maak jou voller. Net so kantnootjie terloops, volgende week begin ons met 'n reeks oor juis dit. Die onderste bo koninkryk van God. 'n Rivier bly vars omdat dit vloei. Staande water word vrot. Baie van ons is geestelik moeg, nie omdat ons te veel uitgee nie, maar omdat daar te min deur ons vloei. 2 weke terug, die vraag: hoe diep is die water in jou lewe? Vanoggend die vraag: waarheen vloei daai water? Die water was nooit net vir jou bedoel nie. God maak jou nie vol sodat jy vol kan bly nie. Hy maak jou vol sodat water kan uitbars, kan vloei. Binnekort gaan jy by die kerk se deure uitstap en iewers op jou pad hierdie week is daar 'n Kalahari. Iemand wat dors het, iemand wat voel of hulle doodgaan. En dan is die vraag, gaan hierdie water wat van die bron af vloei, by die tempel bly? Of gaan jy soos die Okuwango rivier in die woestyn invloei, sodat daar lewe kan kom? Jesegiel 47 vers 9 sê: alles leef waar die stroom kom. Sien jy dit, mensekind? Dis tyd vir dieper, sodat die rivier deur jou kan vloei, na daar waar dit dood is. Kom ons bid. Here, ons het vir so lank
opgaardamme geword. Wat sal getuig hoe goed U vir ons is, hoe baie die Here ons seën, maar eintlik net dit alles vir onsself hou. Help ons, Here, dat hierdie damwalle sal breek, sodat die rivier kan vloei, daar waar dit dood is. In Jesus se naam. Amen.